En ons het nou in Februarie maand gepraat oor ons verbintenis met die liggaam van Christus. So ons wil graag hierdie volgende 3 weke gebruik om vir ons mense die geleentheid te gee om hulle verbintenis opnuut vas te maak met Gees en Lewe gemeente. Amen. Dit gaan ons ook so 'n bietjie help om die databasis net mooi in plek te kry. So ek gaan vir jou 10:1 teen môre aand gaan ek vir jou 'n skakel ook uitstuur wat jy asseblief daarop gaan sodat jy jou verbintenis opnuut kan vasmaak. Ons besef ook ons stuur boodskap en ons nooi mense kerk toe, maar aan die einde van die dag is daar mense wat vir 2 jaar missing in action is en ek weet nie eens of die telefoonnommer, ons het nie boodskappe gekry dat hulle nie meer saam met ons is nie. So ons wil graag net ons databasis goed in plek kry. So as jy dit sien môre aand, reageer ook asseblief op dit. Doen nie moeite, dit gaan jou seker so 3 minute vat met jou foon. Ons spandeer tog in elk geval baie tyd op ons fone. En dan wil ek ook julle net herinner dat ek in die week donderdag aand dink ek daai skakel uitgestuur het om te sê waar verbind ek myself in die gemeente rakende diensbaarheid, en ons wil julle vanmôre net weer aanmoedig. Neem die tyd, kom ons wees deel. Dit is 'n seën om vir die Here iets te kan doen. So skakel asseblief in en vul daai vorm in en ons sal met julle kontak maak ten opsigte van al die verskillende dinamika in ons gemeente om dit uit te brei. Joch, ek is opgewonde oor soveel dinge oor ons gemeente en ek hoop jy is saam met my opgewonde. Ek het nou amper begin praat oor die goed waaroor ek opgewonde is. Maar ons kan nie alles op een dag vir julle gee nie. Die parkrun is nou eers genoeg vandag waaroor Herman Botha so opgewonde is. Ek sien hy smile so vir my toe ek praat oor die parkrun. Het jy al jou verbintenis kettingkie gekry by die inligtingstoom? Maak seker jy het hom sodat ons herinner kan word van ons tema vir 2026. Ek wil met julle deel en kom ons kyk na Deuteronomium 15 vers 6. Net voor ek dit kom, terwyl ek hier kyk, sien ek hier voor my raak. En ons het gister oom Dani se gedenkdiens hier by die kerk gehad en dit was so 'n spesiale geleentheid. En ons wil net weer eens as gemeente vir julle sê, ons dink aan jou en ons is baie lief vir jou. En van Naomi is ook oom Dani se suster, ons dink ook aan haar. En André het vir ons hierdie ryker vir ons hier kom neersit en hoe pragtig is dit nie. En vanmôre dink ons aan oom Dani se nagedagtenis. Ons dink en ons word herinner aan die persoon en die dinamiese persoon wat hy ook in ons elkeen se lewens was. Ons eer die Here vir hom. Ons kyk na Deuteronomium 15 vers 6 en vanmôre praat ek oor 'n verbintenis wat seën bring. Ek wil jou vra of jy in 'n verbintenis wil wees wat nie seën bring oor jou lewe nie. En tog kom ons baie keer in ons lewens en dan besef 'n mens, maar ek is in 'n verbintenis of dit nou is in 'n werksomgewing en mag ek dit miskien saggies sê in 'n verhouding. Ek wil tog vir al ons jonger mense sê of ouer mense wat nou beplan om weer te trou, te sê maak seker dat daar 'n seën op die verbintenis is wat ons maak met ons lewensmaat. Maak seker, dis so groot seën en 'n blessing om getrou te wees en die seën van die Here rus op jou huwelik. Beteken nou nie dat die seën van die Here nie op jou huwelik mag rus en kan rus. Die gaan nou daarna kyk as ons dalk miskien 'n gelowige en ongelowige is wat in 'n huwelik is en verbintenis staan nie. Die Here seën ons, moenie fout maak nie. Maar ek wil oortuig wees dat die seën van die Here op my verbintenisse rus. En ons praat vanmôre oor dat die seën van die Here rus op sekere aspekte en sekere doen en lates in ons lewens en ons wil seker maak dat dit wel so is in ons elkeen se lewens. Ek wil vanmôre bevestig dat dit God se hart is om elke een van ons te seën. Dit is God se hart om vir my en vir jou te seën. As ons kyk na die skrif dan sê dit, want die Here jou God seën jou soos hy jou beloof het, sodat jy aan baie nasies sal uitleen. Net die wegspringplek. God se hart is daar om ons elkeen te seën en dat ons die seën van die Here kan beleef in ons lewens. In Psalm 103 vers 8 lees ons die hart van God. God se hart is 'n hart van barmhartigheid, 'n hart wat genadig is, lankmoedig en groot van goedertierenheid. En die engel sê dit vir my so mooi en maak dit so mooi vas dat die skrif sê dat God is 'n God en hy is full of constant love. Laat daar vanmôre geen twyfel in ons harte wees en in ons gemoed wees dat God ons nie wil seën nie. Hy wil ons seën. Hy wil hê dat sy seën op ons lewens moet rus. Hy wil hê dat dit met ons moet goed gaan. As jy dink aan die woordjie seën,
dan word dit baie keer beskryf in die Bybel, en ons sien dit ook in die Saligspreuke, sien ons dit in Matteus 5, sien ons die skrif, en ons sê, en ons hoor die woorde welgeluksalig. Dit beteken dat ons gelukkig moet wees. In die Engels sê happy are those, gelukkig is hulle. En ons het die wete dat God wil hê ons moet gelukkig wees. God wil nie hê dat een van ons wat vanmôre hier sit, nie geluk ervaar in sy lewe nie. Is dit nie kosbaar nie? Happy. God wil hê, is dit felicidad? Nee, in Spaans, felicidad. Feliz. Okay, ek is nie, dit is die regte liedjie daai nie. Ek wil sommer gaan met Feliz Navidad, maar dit is nie dit nie, julle hoor. God wil hê dat ons moet happy wees. God wil hê dat ons gelukkig moet wees, elke een van ons, dat ons dit sal ervaar. En ek gaan nou vir julle verder, vir julle wys, wat beteken hierdie woordjie seën regtig vir elkeen van ons. Die Here wil hê dat ons gelukkig moet wees, omdat hy gevul is met konstante liefde vir my en jou. Glo jy dat God jou lief het? Ten spyte van omstandighede moet ons vanmôre vir mekaar kan sê, God het ons lief. Sy hart is om barmhartigheid te bewys. Sy hart is om genadig te wees, genade te betoon in elkeen van ons. Hy is lankmoedig en hy is goedertierenheid. En hy is goedertierend. Numeri 6 vers 23 sê, God spreek met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê. Kan ek net vanmôre ook dit, en ek gaan miskien volgende week bietjie meer daaroor sê, maar terwyl ons bid, toe dink ek daaraan, en ek wil julle tog aanmoedig om asseblief saam te kom bid voor die tyd vir ons dienste. En ons het sekere gebedsgeleenthede reg deur die week, waar ons die seën van die Here vasmaak. Want God se seën rus op gebed. Ons gebede rig ons hele lewe. En as ek en jy net kan besef dat ons so nodig om te bid, want bid bepaal bid bepaal môre. Die seën van die Here rus op gebed. Maar toe ek hierdie lees toe ek in die bidlokaal is, toe bid ons vir alle gemeentes in ons Londen, naby ons en ver van ons af. Want die seën van die Here rus wanneer ons seën. Die seën van die Here rus op jou as jy ander mense seën. As jy seën, as jy geluk oor ander mense se lewens spreek, kom die seën van die Here op jou. En hierdie skrif sê vir ons, hoe moet dit gebeur? En die skrif is so pragtig, en hy sê, in Numeri 6:24, hy sê, en die Here sal jou seën en jou behoed. Hoe lyk hierdie seën? Hy sê jou behoed, die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. So hierdie seën word beskryf in verskillende woorde. Het word beskryf in behoed, om te bewaar, om sy genade oor ons lewens te hê. Dit is wat seën beteken vir my en vir jou. Die skrif sê verder, hy sê, die Here sal sy aangesig oor jou verhef en vir jou vrede gee. Ek wil vanmôre vir julle sê, ons is so geseënd. Die Here wil ons seën. Die Here wil hê dat moet vrede in ons lewens wees. Die Here wil hê dat ons bewaar moet word. Die Here wil sy genade ons bewys. Dit is wat die seën van die Here oor ons lewens beteken. Vanmôre is daar nie een persoon in hierdie plek wat kan sê dat ek nie geseën is deur die Here nie. Die feit dat jy vanmôre kon opstaan, en ek sê dit baie keer, of ons bid dit ook baie keer, dis nie 'n gebed wat ons dit is nie 'n alarm wat ons wakker maak, dis God wat ons wakker maak. Dis God wat ons wakker maak. Ons is geseën deur die Here. Ons het soveel seën in ons lewens, waarvan ons kan getuig en waarvan ons kan praat. So hierdie gedeelte praat ook van, in die Engels daar praat hy van favor, so dit spreek ook van die guns van die Here op ons lewens. Dan ook sê die skrif in die Engels, hy sê, may the Lord bless you and take care of you. Hoe kosbaar is dit, dat ons die seën van die Here in ons lewens kan erken, deur sy omgee in ons lewens. Dat hy vir ons omgee. Ek wil vanmôre, eintlik wil ek hierdie preek om vir jou te sê, ek wil dit vasmaak. Ek weet nie wat jy dink nie, maar ek wil vir jou sê, God se hart is om jou te seën. En God se hart is om barmhartig te wees oor jou. God se hart is om sy guns oor jou te laat kom. God se hart is dat jy vrede moet ervaar. God se hart is dat jy vanmôre besef dat hy vir jou omgee. En dat jy nie hoef te twyfel daaraan nie. God gee om vir ons. Jesus, is daar iemand wat net wil, julle weet, nee? Okay, maar partykeer is dit goed. Jy kan maar so ook maak, hoor. Ek gaan nie sê jy wil iets sê nie, so moenie worry daaroor nie, julle hoor. So as jy jou hand opsteek of jy maak net so prys, Here, sê kom vir my vorentoe, wat wil jy graag vir ons sê?
So moet nou nie skrik rondom dit nie. En dan vers 27 sê, so moet julle dan my naam op die kinders van Israel lê. Wow. So moet julle my naam, sy naam verteenwoordig, seun. Jesus. Dat ons die naam van Jesus kan verklaar oor mekaar se lewens, en oor ons eie lewens, en oor ons kinders se lewens. Prys die Here. Loof sy naam. Hy sê, en ek sal hulle seën. En ek sê vanmôre weer eens, en ek het dit nou bietjie te vroeg, prematuur gesê, daar is seën op ons lewens, as ons bereid is om ander te seën. Die seën van die Here kom op ons lewens, as ons bereid is, dat die son oor ander mense moet skyn. Dat ons wil hê dit moet goed gaan met mense. Of hulle laat ander raas as jou bure of nie. God wil hê ons moet hulle seën. Ek gaan volgende week, glo ek, sal ek daarby uitkom. Rondom die hele gedagte van om te seën en om die seën van die Here uit te spreek oor mense. Kom ons maak net eens vanmôre iets vas hierso. Want oor 3 weke dink ek van nou af gaan ek praat oor verbintenis in die wielegery. Want ek wil vanmôre vir julle sê, ons kan die verbintenis wat ons met God het, kan ons in die wielery. En ons gaan 'n bietjie daarna kyk, maar vanmôre wil ek net 'n basis en 'n fondasie lê rondom hierdie gedagte dat 'n verbintenis wat seën bring. My verbintenis met God bring seën oor my lewe. Nie onheil nie. Bring seën oor my lewe. En dit wat ek hier wil vasmaak in Numbers, in Numeri 6 vers 27, is die feit dat ek en jy moet begin om seën te spreek, om welgeluksaligheid te spreek, om vrede te spreek, om guns te spreek, om omgee te leef oor ander mense se lewens. En dan sal die seën van die Here op ons lewens rus. Sal die seën van die Here op ons lewens rus. Ek dink in hierdie verbintenis moet ons verstaan, met ons verbintenis met die Here moet ons verstaan dat ek wil so leef, want ek wil dit vanmôre so aan julle oordra, is dat ek wil so leef dat ek niks terug van God wil hê nie. In die eerste plek, onthou ons verbintenis is vasgemaak van God se kant af, wat die meerdere is. En God se hart is, ek is lief vir jou. God se hart is, ek is lief vir jou. Ek wil vir jou omgee. Ek wil jou seën. Ek wil hê dat jy gelukkig moet wees, my kind. Ek wil hê jy moet gelukkig wees. Maar as ons kyk na die skrif van die woord van die Here, is daar sekere goed wat ons wel doen, wat bring dat die rus van die seën van die Here rus op ons lewens. Verstaan? Sê ek wil nie in 'n verhouding met God wees wat ek sê omdat ek dit doen, kry ek nou dit nie. Maar dit is vas in die woord, maak dit vas, dit is soos 'n skriftuurlike wet. Ons is nie onder die wet nie, hier kom die wet te vervul. Maar dit is soos as jy 'n saadjie plant in die grond, kom hy op. Dit is soos 'n natuurwet. So wil ek vanmôre vir julle sê, as ons leef soos wat God wil hê ons moet leef, en as sekere dinge wat ons doen, dan rus die seën van die Here op ons lewens. En een van daai goed is as ons wil hê die son moet oor ander mense skyn. Met ander woorde, ons wil hê hulle moet gelukkig wees. En ons seën hulle. Amen. Amen. In Romeine 8 vers 16 lees ons hierdie vers in die Engels vir ons Engelssprekende persone vanmôre hier saam met ons. En dat julle daarmee kan weet ek kan 'n bietjie Engels praat. God's spirit joins himself to our spirit. Dit is verbind. Amen. God se gees word verbind met ons gees. En hy sê joins himself to our spirits to declare that we are God's children. En dit is nou in Romeine. En hoekom ek hierdie skrif uitlig is dat ons nie net praat van Israel nie. En ons praat nie net van Israel wat die volk van die Here is nie, maar deur Christus Jesus het ons ook in verbintenis met God gekom. Ons het dit gepreek bietjie vroeër hierdie jaar. En hy sê in vers 17, since we are his children, we will possess the blessings he keeps for his people. Kan ons nou vanmôre saamstem dat God se hart is om jou te seën? As jy sy kind is dit sy hart om jou te seën? Sê my saam met my, Robbie? Stem jy saam dat God se hart is om my te seën? Hy gee om vir my. Hy wil die beste vir my in my lewe hê. Hy wil hê dat met my moet goed gaan in elke area van my lewe, gees, siel en liggaam. Hy wil dit hê vir my. Hy wil my seën.
En dan gaan die gedeelte verder en hy sê, He keeps for His people, and we will also possess with Christ what God has kept for Him. For if we share Christ's suffering, we will also share His glory. So in hierdie skrif wil ek hê, jy moet vanmôre ook dit hoor, dat beteken dit dat ons geseënd is deur die Here, dat ons nie soms, Afrikaanse woordjies sê, swaar kry, suffering. Beteken dat ons nie swaar kry ervaar in ons lewens nie? Daar is wel swaar kry, en daar is 'n groot deel heerlikheid wat daarmee saamkom, omdat ons deel aan die swaar kry van Jesus Christus. Amen. So vanmôre wil ek dit duidelik stel, en ek wil vanmôre vir jou sê, dat al gaan dit nie altyd baie goed in ons lewens nie, is ons nog steeds geseënd. Ek en jy mag nie die swaar kry oomblik in ons lewens gebruik om te sê die Here wil nie sy beste oor my lewe hê nie. Luister julle, luister, daar gaan tye wees van swaar kry. Okay, daar is een amen gewees, ons wil dit nie amen sê op baie nie. Daar gaan tye in ons lewens wees, wat daar swaar kry in ons lewens wees. En ek wil vanmôre waag, met alles binne of my te sê, dis juis in daai tye, wanneer ek ook nie anderster as om vir Here dankie te sê vir die seëning in my lewe nie, dat hy my onderhou, dat hy vir my daar is, dat hy nog steeds vir my omgee en my uitlig, want ons is nie gevrywaar van die swaar kry van hierdie lewe nie. Die feit dat ons werke verloor, die feit dat hierdie liggaam inkonk, of die liggaam wil nie meer saamwerk nie. Dis uitdagings rondom ons huwelike, maar God se hart is dat ons huwelike geseënd moet wees. Maar wanneer die swaar kry kom, wil ek ook vir julle sê, dis in daai oomblikke, wanneer ons ook die Here kan dank en sê, ek is nog steeds so geseënd. Kan ek julle so een treetjie verder vat en vir jou sê is dat, ja, daar is swaar kry in ons lewens. Maar ek besef ook, en huiwer amper om dit te sê, maar kyk na iemand anderster, en jy kyk so 'n bietjie na jou eie lewe, dan wil ek vir jou sê, jy's geseënd. Ek dink altyd in die ou wat slegter af is. In my hart gaan uit na hulle wat slegter af is. Maar Here, ons het soveel om voor dankbaar te wees, ons het soveel om die Here voor te loof en die Here voor te prys. Hy is goed. En daar is swaar kry. En in Eksodus 16 vers 4 lees ons, toe sê die Here vir Moses, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën, en die volk het gekom en hulle het gekom murmureer teenoor Moses, en Moses sê vir hom, julle murmureer nie teen my nie, julle murmureer teen God, sê Moses vir hulle. En God sê vir hulle, maar ek sal wel vir julle voorsien. En die skrifgie sê so, hy sê, kyk, ek het vir julle brood uit die hemel laat reën, dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel, sodat hulle kan beproef. Is dit nou regtig, sal die Here nie vir ons voorsien nie, sal God nie vir ons onderhou nie, en dan kom die gedeelte en hy sê, of hulle in my wet sal wandel of nie. Ek wil vanmôre vir jou so sê, jy al gehoor mense sê dat dit reën oor die regverdiges en oor die onregverdiges. Het jy al gewonder, hoekom gaan dit so goed met onregverdiges? Want dit is God se hart, wat net eenvoudig oopgeblaas word, om seën te bring. En hy sê, of hulle my dan in my voetspore wandel of dan nou nie, of my gebooie in dit wandel of nie, ek sal hulle seën. Die gedeelte is dat God voorsien vir hulle. En ek wil vanmôre vir julle sê, die seën van die Here op ons lewens, is dit dat hy ons onderhou. Luister mooi, van dag tot dag. Here sê, moenie bekommer oor die dag van môre nie, ek voorsien vir jou vir vandag. En dis baie keer wat ons in die strik trap, dat ons is al bekommerd vir wat oor 2 jaar van nou af gaan gebeur, as ons uittreë of aftree of intree. Ek sê ons, as jy aftree, dit groot moeilikheid vir julle in hierdie gemeente. Want as jy aftree, dan tree jy in die gemeente. Amen. Dan bevestig ons jou onmiddellik, as deel van die diensspan in hierdie kerk, in hierdie gemeente. So sorry vir julle wat dink julle gaan nou uittree of aftree, julle hoor. Luister wat ek wil bevestig. Ek wil vanmôre vir julle sê, die Here onderhou ons. Die Here onderhou ons. En wat ek en jy daagliks moet doen, is om aan hom vas te hou en ons mandjies te vat en te sê, Here, dat ons kan elke oggend opstaan, want in hierdie gedeelte het die Here vir hulle die kwartels in die aand voorsien en vir hulle die manna in die oggend. Luister, die betekenis van die woordjie manna is hemelbrood. Hemelbrood.
Ek wil vandag vir julle sê, dit wat ons eet is hemelbrood. God voorsien vir ons julle. Dit is nie in jou goedheid of in my goedheid nie. God voorsien vir ons. Maar dat ons elke dag maar net moet opstaan en sê, Here, dankie vir vandag se voorsiening. En dat U vir my vandag sal voorsien. En dat jy dit so geestelik sal neem om te sê, Here, maar ek vat vandag my mandjie en ek neem my mandjie en ek tel vandag op vir vandag se maat, vir wat ek vandag nodig het. Here, nie vir môre nie. Ons sien ook in daai gedeelte dat die goedheid 2 dae as jy te veel gevat het vir môre, dit wurms, daar was wurms in. God wil vir ons sê, ek sorg vir jou vir vandag. En om op te staan en om die Here te dank vir sy voorsiening van dag tot dag in ons lewens. En in die volgende vers sê dat God het sy kinders vir 40 jaar so lank laat eet. Luister, jy gaan dan maar gewoond raak. Jy moet maar gewoond raak aan die manna. En jy moet begin dankbaar wees vir die manna, vir die hemelbrood. Jesus, jong, as ek dan almekaar net met kwartels in manna eet vir 40 jaar almekaar. Luister julle, ons moet begin dankbaar raak. Ons moet begin tevrede wees. Ons moet vir Here dankie sê vir wat U vir my voorsien in my Here. Wat U voorsien in my lewe van dag tot dag. Is dit reg met julle? Here, dankie sê vir vandag. En as dit dan net brood en koue water en liefde is. Amen. Dan is dit goed, Here, want U onderhou my. U onderhou my. En ek sal gaan met die liefde deel. En die water en die ander en die kwartels en die manna. Vir 40 jaar. Mag ons nooit twyfel dat God ons wil onderhou en dat hy vir ons daar is nie. In Matteus 6 vers 11 leer ons dit en lees ons. En ek hoop ons bid nog die Onse Vader wat hy vir ons sê, gee ons vandag ons daaglikse brood. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Maar dan vat dit my nou weer terug na die vorige skrif in Eksodus 16 waar hy praat van hemelbrood. Wat die woord ook sê, julle sal nie net van brood alleen leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitkom. Luister julle, ek wil vir julle sê, daar's brood wat belangriker is as die manna. En dis die skrif. Dis die skrif. Maak seker dat jy die manna, die hemelbrood, daagliks vat. En jy sal versterk word. En jy sal sy krag in jou lewe ervaar. Ek wil julle neem na Efesiërs 1 vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge. Volgende week 'n bietjie meer praat oor die geestelike seëninge. Weet jy dat ek vanmôre graag wil bevestig dat jy en ek as kind van God so geseënd is met die grootste geestelike seëning wat jy kan ontvang en dis jou saligheid. Dis jou saligheid. Here, ons is dankbaar vir al die ander dinge wat U vir ons gee. Here, maar as ek vanmôre opstaan wil ek vir U dankie sê dat as ek my oor die laaste maal hier toemaak, is ek in 'n ewigheid saam met Christus in sy vrede en in sy teenwoordigheid. Moet jy vanoggend nie vir 'n oomblik twyfel dat jy nie geseënd is nie. Ek voel of ek 'n bietjie die parker aan doen vanoggend. Ek bid vanoggend dat geen klein en groot hier uit sal stap wat ons ooit sal twyfel aan die seën van die Here in ons lewens nie. Want waar ek en jy moet begin om vir Here dankie te sê vir sy seën, is jou saligheid, die feit dat jy sy kind kan wees. En daar's baie dinge waarvoor ons kan dankbaar wees. Daar's baie goed wat die Here vir ons voorsien van dag tot dag in ons lewens. Maar een ding is verseker, julle, kom ons sê 'n bietjie vir die Here dankie vir jou saligheid, vir jou redding. En as jy vanmôre hier sit en jy twyfel aan jou saligheid, moenie hier wegstap vandag sonder dat jy seker maak van jou saligheid. Is dit reg met julle? Amen. Die grootste seën in ons lewens is saligheid. Die oomblik as ons hart vir die Here gee, dan word ons sy kinders en daar is sy seën op ons lewens. En ons dra hierdie seën van die saligheid in ons lewens. In Genesis 26 vers 29 sien ons hierdie interessante gedeelte dat dit baie goed gaan met Isak. Hy sê jy moet en die nasies van die aarde kom na Isak toe en hy sê jy moet ons geen kwaad doen nie, net soos ons jou nie aangeraak en aan jou niks as goed gedoen het nie en jou in vrede weggestuur het nie. Nou sê hy die volgende, jy is nou eenmaal die geseënde van die Here. Jy is nou eenmaal die geseënde van die Here. Omdat Isak vir God geleef het die wêreld gesien dat die Here hom seën. Dat die wêreld gesien het dat die Here hom seën, dat hy die geseën is. Die wêreld sê jy is nou maar eenmaal die geseënde van die Here. En weet julle wat? Dit is nie net en dit gaan nie net oor en ek wil hê ons moet dit baie duidelik hoor vandag. Dit gaan nie oor in Isak se situasie die hoeveelheid vee en hoeveelheid perde en donkies en goed wat hy gehad het nie. Kan ek dit bietjie verder vat en wegvat van dit af?
Weet julle, hoe glo ek, moet die wêreld na ons kyk, en vir ons sê dat julle is nou maar eenmaal die geseëndes van die Here. Ek wil net 3 goed vir jou gaan uitlig. En ek wil vanmôre vir jou sê, dit gaan nie noodwendig oor die mooi motor wat jy ry, en die duur huis waarin jy bly nie, of die straat waarin jy bly, of wat se werk jy het en wat se grade jy het nie. Weet julle wat wil ek vanmôre vir jou sê? Weet jy wat moet die wêreld laat stil staan en sê, kyk man, Robbie is 'n geseënde van die Here. Ek wil vir julle sê, as hulle na my kyk, dan moet hulle sien, daar's 'n tevredenheid in my hart. Daar's 'n tevredenheid in hierdie ou se hart oor sy God. Sy God bring 'n tevredenheid in sy hele wese, in sy hele lewe. En sê hy's 'n geseënde van die Here. Ek wil hê as mense na ons kyk, moet hulle na ons blydskap in die Here kyk. Nie in wat ons het, en sê hoorie maar, of aantrek, hy's 'n geseënde van die Here nie. Maar as die wêreld na ons kyk en hulle sien die vrug van die Gees in ons lewens, dan sal hulle sê, maar jy's 'n geseënde. Jy is nou, luister, nou eenmaal die geseënde van die Here. Ek wil vanmôre dit verder vat om vir jou te sê, as mense na ons kyk, dat hulle sal sien, hier staan 'n dankbare mens voor God. 'n Dankbare persoon voor die Here. Kan ek jou aanmoedig om saam met my daarna te streef vanoggend, om te sê, as dit dan is dat die wêreld na my kyk en sê, hoorie maar ons is die geseëndes, nou maar eenmaal die geseëndes van die Here, dat hulle ons dankbaarheid sal raak sien, dat hulle ons tevredenheid ten spyte van ons sware kry sal raak sien, en sal sien hierdie mense is nog steeds gevul met blydskap. Hoe is dit dat daar mense is in een slaapkamer woonstel met 4 kinders, en die kinders slaap in die sitkamer gedeelte, die pa en die ma in die kamer, en nog steeds blydskap het? Hoe is dit? Luister julle, ek wil eerder dan op so 'n plek wees en mense vir my sê, maar jy's dan nou maar eenmaal die geseënde van die Here. Want ons daardie blydskap van ons saligheid in ons hart, want ons blydskap is nie gekoppel aan wat ons ry en wat ons dra en wat ons eet nie. Amen. Amen, amen, amen. In Genesis 12 vers 2 lees ons, ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou 'n groot nasie maak. En jou seun en jou naam sal en jou naam so groot maak, dat jy 'n seun sal wees. En hier kom dit nou. Hier kom dit nou. Ons word geseën, nie net wanneer ons die seën spreek oor ander mense nie. Ons word geseën wanneer ons vir die mense 'n seën is. En ek wil vanmôre sê, ek en jy is nou eenmaal die geseëndes van die Here. En ons het soveel van die seën van die Here op ons lewens. Ek wil vir jou sê, dit is nie net vir jou nie. Hierdie skrif sê vir my dat ons moet daai seën vat en ons moet dit deel en ons moet dit gee en ons moet 'n verskil maak in ander mense se lewens. Vanmôre mag ek dit vas, gemeente, Gees en Lewe gemeente is geseën om 'n seën te wees. Robbie en Althea is geseën om 'n seën te wees. My besigheid is geseën om 'n seën te wees. Loof die Here. Dis wat God se hart is. Nie dat ons net by mekaar hoef te maak, dat ons by mekaar moet maak nie. Ons is nie hier op hierdie aarde om die seën van die Here by mekaar te maak nie. Ons is op hierdie aarde om die seën wat die Here in ons lewens, en dit wat hy aan ons toevertrou, dat ons dit met ander moet deel. Lekker. Amen, Robbie. Lekker man. Dat ons kan deel met ander. Ek bid dat ons sal lekker man. Ek bid dat ons sal opgewonde raak oor die seën van die Here in ons lewens, wat ons vir ander mense iets kan beteken. Ander mense iets kan beteken. Dat jy 'n seën sal wees, so that you will be a blessing, so that you will be a blessing. Abraham, ek seën jou, sodat jy 'n seën kan wees. Robbie, ek seën jou, sodat jy 'n seën kan wees. Ek wens ek kan elkeen van julle se name vanmôre noem. In Handelinge 20 vers 35 sê die skrif dit vir ons so. Hy sê, ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus Christus moet onthou dat hy gesê het, dit is saliger om te gee as om te ontvang. Here, vat my op die plek waar dit vir my saliger is en vir my so groot seën is om dat dit nie meer so gaan oor die seën wat ek ontvang in my eie lewe, vir my eie toedoen nie, maar dat ek sal bly wees oor dit wat ek vir ander mense kan beteken. En 1 Johannes 2 vers 6, het julle al hierdie versie gehoor?
Die wat beweer dat hulle in 'n noue verbintenis met hom leef, moet ook self ook leef soos hy geleef het. Dis ons kernvers vir die jaar. Hy het nou net hierdie prentjie by nie. Luister julle, my noue verbintenis met God, op dit rus daar seën. En daai seën is dit om met ander mense te gaan deel. In Lukas 6 vers 36 sê, want dit is presies hoe God is. Wil ons wees soos hy is? Wil ons doen wat hy doen? Hy gee baie om vir almal hier op die aarde. Of hulle goed of sleg is, daar is die reën storie weer, nê. Julle moet soos God wees. En as jy dan in 'n noue verbintenis met God leef, moet jy self ook leef soos hy geleef het. Hoe is dit dan? Maak julle hart oop. Maak julle hart en julle hande oop vir ander mense. Man, die Here kom so maklik in ons harte en hy maak ons harte oop. Hy is julle hier? Maar man, dis vir hom moeilik om ons hande oop te maak. Ek praat nie van julle, ek praat van myself. Man, ek kan mense jammer kry, julle hoor. Maar ek kom baie keer agter, ek doen absoluut niks omtrent dit nie. En die Here kom raak ons harte, maar ek bid regtig dat die Here ons op die plek sal bring, maak julle harte en julle hande oop vir ander mense. Sodat ons nie net, fooi tog, dis so jammer. Mag die Here ons wegvat van daai plek af en ons op 'n plek bring waar ons harte bietjie dit in ons hande sit en 'n verskil maak in mense se lewens. Luister julle, jy hoef nie ver te soek om 'n verskil te maak in iemand se lewe nie. Ek beloof jou dit en jy stem saam met my. Kom ons maak uit die seën van die Here in ons lewens maak 'n verskil in ander mense se lewens. En dan praat hy ook oor oordeel en verdoem en vergeef. En ek dink daai goed is amper die goed wat ek na toe gaan om te sê, jy moet pas op dat jy jou verbintenis met God nie in die wiele ry nie, deurdat jy oordeel. Deurdat jy verdoem en nie seën nie. Hoor julle my? Hoor julle die woord? En die laaste gedeelte sal ons oor 'n paar weke oor praat. Vergeef ander mense. Jy ry jou verbintenis met God en die seën wat op jou verbintenis rus in die wiele deurdat ons nie vergewe nie. Ok, maar dis nou 'n preek vir 'n volgende keer. Is julle nog reg saam met my asseblief? Lukas 6:38 sê die volgende: Gee en aan julle sal gegee word. Gee en aan julle sal gegee word. Luister net hoe mooi sê die skrif. 'n Goeie maat sal vir jou gegee word. Wat ingedruk is, ek het nou nie 'n sak nie, ek wou dit eintlik geïllustreer het. Maar daar is nie nou tyd vir illustrasies nie. Die skrif sê, 'n goeie maat sal vir jou teruggegee word. Hy sê, gee jy en vir jou sal gegee word. 'n Goeie maat sal vir jou gegee word. En dan sê die skrif, luister gou mooi ingedruk. Partykeer sit ons goed in en ons sit dit so in die saklik so groot, ons het 'n klein bietjie goed daar binne. Ok, is maar so, nee. Maar die Here sê, as ons seën is, dan kom God van sy kant af en hy kom en hy maak nog meer seën oor ons lewens los. 'n Goeie maat, 'n ingedrukte, druk in die boks. Sien julle die prentjie? Ek hoop regtig so. Geskit. As jy nog elke openingkie gaan volgemaak word. Dis vir my so spesiaal. Skus, dit is maar net my kop. Is dit net ek? Luister gou hier. Hy boksie oorlopend. Dis hoekom die skrif sê, dis 'n groter seën om te gee as om te ontvang. Want die oomblik as ons gee, dan sorg God so uitermate vir ons. Hy sê, dan gaan hy jou toe terugkom, ingedruk, ingeskit, oorlopends te vol. Sal dit oor ons lewens wees. En mag dit tog nou net so wees, dat ons dit nie daarvoor doen nie, né? Die linkerhand weet nie wat die regterhand doen nie. Ons doen dit in die regte beginsel, maar dit staan vas wat God sê, sy seën rus daarop as ons harte en ons hande oopmaak vir ander mense. Alright, en dan net die Afrikaanse vertaling sê, deel julle besittings met ander, dan sal God vir julle sorg. Julle sal nooit te min hê om van te leef nie, julle sal van kop tot tone oorlaai word met goeie dinge. Ja, julle ganse lewe sal oorloop van goedheid. Al die goeie dinge wat julle met ander deel, sal op 'n verrassende manier na julle toe terugkom. Prys die Here. Dan wil ek ook julle vat na Deuteronomium 15 vers 5, en die skrif sê, as jy net goed luister na die stem van die Here jou God, en hom sorgvuldig hou al die gebooie van wat jy vandag af beveel het, want die Here jou God seën jou soos hy jou beloof het. Vanmôre wil ek dit bevestig en dit vasmaak. Net soos wat ongehoorsaam met jou verbintenis met God en die seën wat op jou lewe is, tot niet maak, dit in die wiele ry,
wil ek vanmôre vir jou sê, gehoorsaamheid. Seun van die Here rus op gehoorsaamheid. As ek en jy gehoorsaam begin word en gehoorsaam begin leef van hom, sal daar seën op ons lewens rus. Psalm 101 vers 1 lig het verder uit rondom gehoorsaamheid. Die Afrikaans praat van welgeluksalig. Ons sal sê geseënd is die man. Engels sê happy, blessed are those. Luister net na hierdie vers. Wat nie wandel in die raad van die goddelose nie, en nie staan op die weg van die sondaars nie, en sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wat van die Here, behaag is in die wet van die Here. En hy oordink sy wet dag en nag om in die woord van God te wees. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome wat vrugte gee. Gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en altyd wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Dis weer eens die seën van die Here wat rus op ons gehoorsaamheid. Jeremia 17 vers 7 sê vir ons die volgende. Ek kan maar net daarso kyk en ek gaan nou 'n bietjie vinniger gaan. Die skrif sê, geseënd is die man wat op die Here vertrou. Vanmôre wil ek vir jou sê, en ek dink ek moet maar volgende week 'n bietjie verder daaroor uitbrei. Ek dink ons kan dalk net soveel neem vanoggend. Die skrif sê, hy sê, moet dus nie toelaat dat daar 'n kraak, en nog nie daai vers, Jeremia 17 vers 7, hy sê, geseënd is die man wat op die Here vertrou. Geseënd is die man wat op die Here vertrou. Bottom line, as ons vertroue in die Here plaas, rus sy seën op ons lewens. En dan vir my so mooi in die Afrikaanse ou vertaling, ek dink nie dis die ou vertaling nie, ek het dit verkeerd daar. Moet dus nie toelaat dat daar 'n kraakie in julle vertroue op julle op God kom nie. Moenie laat daar 'n kraakie kom, maar kom ons byt vas in ons vertroue, want die Here sê as ons hom vertrou, sal sy seën op ons lewens rus. Ek wil klaarmaak met Psalm 128 vers 1 en 2. All you who fear God, how blessed are you? Kan ons dit vasmaak? Die seën van die Here rus op ons. Wanneer ons die Here vrees en afhanklikheid voor God is. How happily you walk on his smooth, straight road. Geseënd is ons as ons op die regte pad loop. You work hard and deserve all you've got coming. Enjoy the blessing, revel in the goodness. Ek gaan so 'n bietjie volgende week ook daaroor gesels.